Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanoggend is in die Gesangboek uit Gesang 5 vers 1, 2 en 3 en in die Liedboek 188 vers 1, 2 en 3. Kom dank almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig teen gevaar, en donker ure ons van struikeling bewaar. Lof sing ons voor God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en Gees, almagtig en vir ewig. Drie-enige God ons roem, U krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Gemeente, waarom ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan nou met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die boek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my, maar ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jou naam bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie,
Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet weer ken het, laat ons skuld bely deur die sin van in die Gesangboek Gesang 192 vers 2 en 3 en in die Liedboek 2:8-9 vers 2 en 3. En ek sal wat kan ek doen om my sonde te versoen, sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog 'n bede, nog 'n been, kan my red hier alleen. Leeg net met my sonde las, hou ek die verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my eiland, maak my rein. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen, en dat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely, laat ons ons lewe aan die Here toewy met die sin van Gesang 269 vers 1 en 2 en 3 in die Gesangboek en in die Liedboek 309 vers 1, 2 en 3. Ons lees uit 2 Petrus 1 en 2 Petrus 2. 2 Petrus 1 vers 1 tot 11 en 2 Petrus
Petrus 2 vers 1 tot 12. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk om julle geloof te verryk met deugdsaamheid, die deugdsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind. En hy vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel. Dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Dan hoofstuk 2 van vers 1 af. Maar daar was ook vals profete onder die volk en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon, so sal hulle self baie gou in die verderf stop. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerlei stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel, hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie, hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oord. Hy het ook die wêreld van die oudheid nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld en van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het en 7 ander mense het hy gered. Die stede Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. Met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag.
Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Selfs die engele, wat tog baie sterker en magtiger is, bring nie voor die Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens in. Maar hierdie mense praat lasterlik van dinge waarvan hulle niks verstaan nie. Hulle is soos verstandlose wilde diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wilde diere sal hulle ook verdelg word. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Heer staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons het die pragtige voorreg dat U ons eerste aangeraak het. U bepaal wanneer die mens geloof ontvang, en nadat ons geloof ontvang het, los U ons nie daar. U raak ons aan deur die Heilige Gees wat ons bemoedig en vertroos. U herinner ons deur die Heilige Gees aan alles wat ons Here Jesus gesê het. En die Heilige Gees filter ook ons gebede. Al ons gebrokenheid, al ons woede en frustrasie, al ons opstandigheid, staan deur alles heen onder U hand. En daarom moet ons bely, Heer, dat U in alles vir ons sorg. U het met die grondlegging van die wêreld ons name vasgeskryf gehad. U het reeds daardie tyd bepaal dat ons geloof sal hê om in U te kan glo. En waar ons nou vandag leef, kan ons net dankbaar wees as ons agterkom wat U al reeds alles vir ons gedoen het. Ons pleit by U troue Vader, dat U woord vir ons sal oopgaan. Ons vra Heer dat ons siele tot stilstand geruk mag word. Dat ons U roepstem kan hoor en dat ons daarop mag antwoord. Ons vra vir U teenwoordigheid en U werking in Christus naam. Amen. In die liedboek Gesang 475, in die ou boek Gesang 336, ons sing daar die eerste en die tweede strofes 475 in die liedboek en 336 in die ou boekie, die eerste en die tweede strofes. Allerhoogste Hemelvader, lof gesange prys U naam, in ons kerke en ons huise, en loof ons dank ons U te saam. Allerhoogste Hemelvader, lof gesange prys U naam, in ons kerke, in ons huise, loof ons dank ons U te saam, oor die
Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons moet weet dat die pad van die geloof nie altyd maklik is nie. Daar's 'n rede hoekom daar so baie kerke of denominasies is. En wat dan in die praktyk gebeur is dat die gewone lidmate vra, maar hoe gaan ons weet? Hoe weet ons dat dit wat ons van kleintyd af geleer het, reg is? En dis nie 'n vraag wat ons lidmate nou skielik begin vra nie. Dit is al so oud as wat daar gelowiges is. Nog altyd deur vra die lidmate, maar hoe gaan ons weet? In die tyd van die kerkhervorming, so rowweg 500 jaar gelede, het die ou kerkvaders van daardie tyd 'n paar beginsels neergelê waar volgens die gewone lidmate kan weet, maar hier is die beginsels hoe ons oordeel vir die sake van die geloof. Ons noem dit die 5 solas. Sola is die Latynse woord vir slegs. Die eerste een is solus Christus, slegs Christus. Daar's nie 'n ander manier hoe ons gered of vrygespreek kan word nie. Daar's nie 'n ander pad na die ewige saligheid toe, behalwe as ons deur Jesus verlos word. Die eerste een is solus Christus. Die tweede een sê sola scriptura. Dit wil sê net die Bybel. In daardie tyd het dit so gewerk dat die kerk vir die mense gesê het, maar dit wat die paus sê, en dit wat die paus vir die priester gee om te sê, dit is net so waardevol soos die Bybel. Partykeer het die paus se wille dinge kwytgeraak, en dan het die priesters daardie onkunde en sommige verkeerdhede vir die lidmate gaan sê. En omdat die mense nie altyd geweet het wat hulle moet glo nie, en omdat die mense nie die gewone beginsels geken het nie, het hulle dit maar geglo wat die ou daarvoor sê. En om dit te stop, het die protestantse kerkvaders gesê, slegs die Bybel. Maak nie saak waar ons in die lewe kom nie, as iemand met ons oor geloofsake praat, dan vat ons die Bybel as die woord van God en ons kontroleer. Maar is dit wat daai ou sê korrek? Die volgende van die 5 solas is sola fide. Net deur my geloof word ek vrygespreek en gered. Ek word nie gered omdat ek 'n goeie mens is nie. Ek word nie gered omdat ek soveel geld gegee het of omdat ek sulke goeie dade gedoen het nie. Nêrens niks nie. Dis net omdat ons deur die geloof aanvaar dat die Here Jesus ons straf gedra het, dat ons gered kan word. Die vierde een is sola gratia. Sola gratia beteken slegs genade. Dis nie omdat ons sulke oulike persoonlikhede het. Dis nie omdat sonde net 'n daad is wat jy nou maar kan afleer of wat ook al. Dis omdat die liewe Heer dit bepaal, jy verdien niks. Maar omdat God sê, jy is myne en daarom red ek jou. Daardie genade, dis hoekom ons gered word. En die laaste een, soli deo gloria, aan God alleen die eer. Dis hoe dit werk. Daardie 5 beginsels. En jy sal verbaas wees hoe ver mense deur die lewe kan gaan met daardie 5 beginsels. Want daardie beginsels gee vir ons 'n klomp huiswerk om te gaan doen. Dan gebeur dit in geloofsgesprekke, byvoorbeeld nou met Bybelstudie, of met kategese, of hoe ook al, dan vra die lidmate, hoe weet ons is reg? Jy moet onthou, die verstaanvlak van 'n gemiddelde gehoor is op die vlak van 'n 14-jarige kind.
Dit is hoe mens moet reken, as jy met enige gehoor praat, dan moet jy weet, die gemiddelde ou, dink soos 'n 14-jarige, is dan 'n 7 kind. Weet nie verder as dit gaan nie, want dan gebeur dit nou wat die lidmate vir die dominee kom sê. Dominee, al hierdie dinge wat julle lees in die boeke en wat julle leer, ons gewone mense verstaan nie dit nie. Ons gewone mense het net 2 goed nodig. Sê vir my wat ek moet glo, en sê vir my wat ek moet doen. Dis al wat ek wil doen. Want verder as dit, dan raak ons gewone mense te mekaar. Dan weet ons nou nie verder nie. As mens daardie, sê nou maar twyfel in jou hart, of as mens daardie vraag wonder, dan moet 'n mens altyd een teenvraag onthou wat die beginsel net so duidelik maak. Wys tog vir ons 'n sondelose mens. Onthou net dit. Wys vir my daardie sondelose mens, dat ons hom kan sien. Psalm 51 sê, daar is nie een wat geregtig is nie, of regverdig is nie, selfs nie een nie. Feit van die saak. Ons is almal skuld. Ons is almal sondaars. Daar is nie 'n ding soos 'n sondelose mens in hierdie wêreld nie. Nou as dit waar is, dat daar nie 'n sondelose mens is nie, dan beteken dit outomaties, hierdie mensdom het redding nodig, en hy kan homself nie red nie. So maklik soos dit. Maak nie saak hoe ons probeer nie, maak nie saak hoe ons redeneer nie. Ons redding is net omdat die Here Jesus ons straf gedra het. As dit so was, dat daar 'n sondelose mens op die aarde was, dan kon daardie sondelose mens eendag voor God se troon gaan staan en sê, ek moet hier ingaan, want ek mag hier ingaan. Want dit bestaan. Dan klink dit so, maar ons weet dit tog. Ons weet tog, ons moet in Jesus glo. Regtig. Wanneer as ons die moeite gedoen om verslag te gaan sit en te gaan dink, wat beteken dit as ons sê dat ons in Jesus moet glo, as ons bely, niks kan ons red, niks uit onsself uit. Wat beteken dit? Hier in die 60er, 70er jare was daar 'n dosent wat die jong dominees van daardie tyd se kop uit die gedagte gesit het van 'n mens moet sondeloosheid nastreef. Hoor nou mooi klink. Mens moet probeer om sonder sonde te wees. En wat maak 'n mens se siel as hy dit hoor? Hy hoor nie nastreef, jy gaan dit nooit reg kry nie. Hy hoor nastreef, jy kan dit behaal. Wat maak jou siel? Nou gaan ek probeer sondeloos wees. Die oomblik as ons dit dink, die oomblik as ons wil reg kry om sondeloos te wees, dan is ons op daardie paadjie waar ons sê, dan kan ons so by die Here Jesus verby, ons eie paadjie saligheid toestap. Net daar gebeur. Wie van ons was nog nie skuldig daar? Een van hulle. Dan sit ons in die kerk. Ons sê ons is gelowig, ons sê ons weet, ons net deur Jesus kan ons gered word, en daar het ons onsself nou net uitgevang. As ons wil sondeloos wees, dan plaas jy jouself op 'n so 'n trappie en jy kyk af op die naaste ou langs jou. Of jy 'n vraag wat baie keer na vore kom, maar wat dan nou van 'n goeie mens?
dis ons eie kerkmense wat die vraag vra. Daai ou se lewe is so uitstaande, dis so 'n mooi voorbeeldige lewe. Kan hy nie maar gered word nie, hoor? Wat sou die basis van die gedagte? Dis nie omdat hy glo nie, dis omdat hy so oulik leef. Dan gaan die paadjie so by die Here Jesus verby, hy maak sy eie paadjie oop in die lewe, in die ewige saligheid. Laat ons onsself net 'n tweede keer uitgevang. Goeie mens kan opgered. Dis nie waar nie, maar ons dink dit. Ons hoop dat daai ou dit op die okasie kan kry. En as jy nou 'n konsternasie wil hê, as daar nou 'n bietjie groter gehoor of 'n bietjie breër gehoor is, mense van verskillende denominasies, almal sê ons glo net in Jesus, niks anders nie, is reg, staan daarby. Sê vir 'n groep mense dat alle mense nie gered gaan word. Sê net dit. As die oë so groot, as die rug so skuif, die monde is net so dik. Want elkeen kan kies. Nou, as ons sê dat elke mens kan kies om te glo of nie te glo nie, dan beteken dit, ek slaan die gitaar, ek bepaal, en dan is die paadjie so rondom die Here Jesus, en by God se genade verby, reg gedoen. Dat ons onsself nou 'n derde keer uitgevang onskuldig ontstaan. Dis die waarheid van ons eie siele. Kom ons lees 2 Petrus 1 van vers 3 af. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. So, hy gee alles wat ons nodig het, en dit gebeur omdat hy ons geroep het. Hier staan niks van 'n mens se dade, 'n mens se prestasie, 'n mens se besluit, 'n mens se keuse of enigiets op daai lyn nie. As ons onsself gekry het, of as jy jouself kan wil kry, dan besef jy, daar is 'n pad wat loop vir 'n gelowige reguit na die saligheid toe, en daardie pad is moontlik omdat Christus dit vir ons moontlik gemaak het. Dan kan ons dalk nou maar probeer om op daardie paadjie te bly. Dan gaan ons onsself elke keer weer uitvind. Een keer is jy links van die pad af, een keer is jy regs van die pad af. En as jy probeer terugkom op die pad, dan klim jy aan die ander kant weer af. Dis hoe dit werk met mens wees. Ons kan nie op daai paadjie bly nie. Daar is hier 'n dingetjie wat lekker lyk, daar's daar ietsie wat mooi is, of hoe dit loop. Ons gaan nie daarby uitkom uit onsself uit nie. Hoe mooi vat hy dit verder by vers 8. As julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Wat gebeur? Jesus gebruik die gelykenis van die saai. As ons onsself kon kry, dan besef ons maar in ons hart, het die Here daardie saad van die geloof geplant. Nou is ons aan hom vasgemaak, nou weet ons van die pad wat ons moet stap, en dan ken u die beeld van tuinmaak. As ons daardie geloof, as ons tot die besef kom, maar ek behoort aan die Almagtige Vader, ek is gered deur Christus, dan moet ons nou iets begin doen met hierdie geloof. Dan moet ons lewens 'n tuin word, wat die Here God se hart bly maak as hy daarna kyk. Die een ou se lewenstuin is 'n woestyntuin. Daar is miskien een ou vet plantjie wat daar
daar in die hoekie staan, die res is daar mooi skoon gemaak. Pragtig, mooi, goed en gaaf, hou dit so. Die volgende ou se lewenstuin is vol blommetjies en boontjies en struike en al die dingetjies wat 'n mens wil hê. Is ook reg, ook mooi. 'n Ander ou het net 'n grasperk. Maak nie saak nie. Die vraag is, wat doen jy met jou geloof? Dit is so maklik soos dit is. As ons tot besef kom, dat ons aan ons hemelse Vader vasgemaak is, ons sê, ons glo die pad is net deur Christus, dan moet daardie kennis sigbaar word in ons daaglikse lewe. En dan waarsku hy ons, vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger, hy is blind. Hy vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Soos wat 'n mens leer kruip en later leer jy loop en nog later leer jy hardloop en dan leer jy fietsry en ergens langs die pad leer jy lees en skryf. Geloof werk presies dieselfde. Ons begin almal heel onder en bietjies moet ons daardie steentjies op mekaar bou van ons geloofslewe. En soos wat ons geoefen raak, soos wat 'n mens bietjie kan kruip, dan meer kan kruip, dan begin jy loop, dan begin jy fietsry, werk die geloof dieselfde. Soos wat ons kennis meer raak, verstaan ons die lewe beter. Soos wat ons ervaring opdoen, kan ons meer raad gee. Partykeer gebeur dit, dat ons maar oor 'n ding struikel en val, as dit eers seer vir 'n ruk. Ons het almal geleer fietsry in baie geval. Geloof is nie anders nie. Ons gaan val en seer kry. Dan sta jy weer op, gaan aan. Dis die makliker deel van die geloofsaak. Die moeiliker deel is, hoe onderskei ons? As 'n familielid of 'n vriend een of ander iets met WhatsApp aanstuur en sê, kyk nou wat sê hierdie ou, dan begin ons so luister. Partykeer kom ons dadelik agter, nee, wat dit wat die woord sê, onthou nou sola scripturas, dis die woord. Dit wat die woord sê, dat wat hierdie ou sê, kom nie by mekaar uit nie. Ja, dan kan 'n mens vir die interessantheid verder luister, of om te leer kan 'n mens verder luister, of mens kan dit maar afsit. Partykeer is die dinge so fyn. Die waarheid en die leuen lê so fyn langs mekaar, dat dit regtig moeilik raak. En hier gee die Bybel vir ons 'n paar beginsels wat ons ter harte moet neem. So sal daar ook onder julle vals leraars kom. Ons moet nie verbaas wees as dit so is nie. Nie bekommerd wees as so iets plaasvind nie. Ons moet weet ons is op die regte koers. As jy nie ergens langs die pad die verkeerde ding vasloop nie, moet jy weet jy stap saam op daardie verkeerde pad. En dan hier, die laaste gedeeltjie van vers 10. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig. Broers en susters, ons moet mooi verstaan. Waaroor gaan dit? Die een wat hier voor staan, of die een wat uit die geloof en uit die Bybel uit met iemand anders praat, mag tog nie ter wille van hom of haarself daarmee wees gewees. Dit is verskriklike sonde as mens dit. Dit is regtig baie ernstig. So luister so tussen die lyne. Die een wat hier praat hy om sy eie stem te hoor? Praat hy om homself geluk te wens? Praat hy om gehoor te word? Of is dit
'n dienaar van die Almagtige wat die woord probeer uitlê in alle gebrokenheid as mens. En soos wat 'n mens die ervaring opbou om eers te kruip en dan te loop en dan al die ander dinge te doen, so groei mense op in die geloof. Dat 'n mens nader op agterkom, maar hier is 'n ding nie reg nie. 'n Volgende belangrike vraag. Die gedeelte word bevestig hier by vers 20. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van God kom verkondig. En dan 'n tweede kenmerk wat ons baie duidelik moet saamvat, is die eerste een van die 5 solas, slegs Christus. As enige iemand enigiets sê oor redding deur Jesus plus enigiets, kan ons maar ophou luister. Onthou dit, vat dit saam. Want daar is nie 'n ding van ek word gered as ek in Jesus glo en dan nog iets moet byvoeg. Want dan word het nie 'n prestasie. Daar is nog niks wat ons kan doen wat volkome is in God se oë nie. Laaste saak. Een van die belangrikste dinge wat ons vir ons eie geloofslewe kan doen, is om te wag vir die waarheid. Dit is regtig belangrik. As dit gebeur, dat daar by iemand in ons straat ingebreek word, wat doen ons? Dan gaan maak ons seker daardie aand dat ons hek gesluit is. Ons maak seker dat die alarm aan is, hoe ons die saak hanteer. Kom ons doen dan maar dieselfde in die geloof. Dat die oomblik as ons agterkom hierdie ding verkeerd of skeef of krom, dan gaan maak ons net onseker in die woord van God. Wat is die waarheid? Hoe werk die beginsels? En op daardie manier bewaar ons die geloof wat aan ons toe vertrou is. Broers en susters, hoe weet ons wat is reg? Ons weet dit van in die woord. Hoe onderskei ons? Ons kyk fyn. Dit wat gesê word en dit wat gedoen is, ooreenstem met die woord. Hoe weet ons of ons op die regte pad is? Ons vra onsself, waar gaan dit wat hierdie een sê of dink of doen, waar gaan dit eindig? As dit by 'n mens eindig, weet ons is verkeerd. As dit by ons hemelse Vader eindig, dan weet ons die saak is reg. Die mense wat deur baie sweet en bloed en trane vervolg is vir hulle geloof vorige dekades op ander plekke in die wêreld het duidelik gesê, jy moet nie bekommerd wees nie. Want die woord van God gaan oop as die tyd daarvoor gereed is. Ons verstaan altyd net 'n gedeelte, maar die Here maak self die dele oop wat 'n mens vir daardie tyd onder daardie omstandighede moet verstaan. Amen. Kom ons bid. Ons troue hemelse Vader, slegs by U is redding en hoop en troos. En ons moet weer eens bely dat ons skuldig staan. Ons moet weer besef dat ons tekort skiet. En daarom kan ons vas en seker weet, ons word net gered omdat U dit bepaal. Selfs ons beste pogings en ons mooiste dade kan nie geld nie, Heer, omdat dit uit ons hart uitkom.
En selfs waar ons iets reg kry wat vir u aanvaarbaar sou wees, dan moet ons nederig buig en sê, ook dit is genade. Ons weet en ons bely dat dit vir ons moeilik is. Ons besef dat ons nie aldag verder weet. Dan weet ons vas en seker waar ons hoop lê, waar ons antwoorde kan kry en hoe ons gered kan word. Daarvoor dank ons u Here, Heer, want alles wat ons nodig het, kom van u. Dieselfde gedagte wil ons by u pleit vir die seisoen wat voorlê. Ons sien al reeds dat die gras uitloop. Ons sien die panne water staan. En ons sien die genade daar raak weer. Ons vra as dit u wil is, dat die seisoen wat voorlê vir ons pragtig sal wees. En ook dit is genade in u. Wil ons toch vergewe vir elke keer waar ons oortree, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons sing Gesang 255 in die liedboek, strofe 1 en 2, in die ou boek is dit Gesang 306, strofe 1 en 3, liedboek 255, 1 en 2, die ou boek Gesang 306, strofe 1 en 3, woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, en die volgende strofe is daar, terug tot in die grys verlede, bou die woord vir ons gebruik. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verheerlik, waarin God openbaar, woord betrouwbaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan nooit laat lewe, in die woord het ons die lewe, terug tot in die grys verlede, bou die woord vir ons 'n brug, oor die troebel van die Here, open dit 'n toekomslig, spreek die Here voor die tyd, oomblikke van ewigheid, as ons met gewekte rede, om alles oor in die Here. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.